Hallo en welkom by Jaco Kwadraat. Ons wil jou hier help met praktiese, persoonlike en prettige metodes om jou geld te geniet. En Jaco, Prof, is dit nou dit wat jy vir chat gevra het? Is dis dit wat jou Chat weergawe? vir my gesê het, ons moet mee begin. Okay, so het jy nou begin daarmee? Ek het begin daarmee. Okay, so dit gaan prettig wees. Ek weet nie van die prettig nie. So prof, een van die dae sit ons hier dan gaan ons net sulke AI modelle hierso hê wat noem hulle dit, virtual reality, sulke poppies wat hier praat. Kan effe net mooier wees as ons twee. En dan gaan die luisteraars sommer 'n vraagie instuur en die AI gaan hulle sommer antwoord. Ja, so ek dink ons is op pad na iets. Ons gaan bots hê wat finansiële vrae kan antwoord. En dan kan jy heeltyd vakansie hou. Dit klink na 'n slim plan. Dink jy die bots gaan geld vra of kan ek die geld kry wat ons nie kry nie? Hulle het nie nodig om te eet of vakansie te hou of niks in daai lyn nie. Ja, hulle gaan moeg geraak van hierdie harde werk. Jaco, Ja, prof. onthou jy die COVID-19 pandemie en hoe dit jou finansies geraak het? Prof, ek dink nie enige iemand kan die COVID pandemie vergeet nie, maar ek moet sê ek dink ons was baie geseënd geweest. Dit finansiëel het dit nie 'n groot impak gehad nie. Ek dink dit hang af van jou omstandighede. Ek dink baie mense wat vir hulle self gewerk het, ek dink dis baie taaf. Ek was gelukkig genoeg ons werkgewer het ons aanhou om 'n salaris te betaal, maar jy sal dit seker weet, prof. Jy werk vir dieselfde plek as ek. Dit is so, Jaco. So, ek het in daardie tyd bietjie navorsing gedoen, Jaco. Gaan jy nou die luisteraars Ek en die gaan my kykers verveel navorsing, met My geakkrediteerde artikel navorsing met jou en die luisteraars deel. Okay, so ek net terugsit en ek kan Jy- vir die kykers sê, maak jou oë toe, ontspan, want die gaan jy Ja. nou nie slaap raak. Hier kom dit nou. Ja. Jaco, wat ons gesien het is dat die inkomste wat mense tydens die pandemie verloor het, baie groter was as ek wil amper sê die mate waartoe hulle uitgawes verminder het, en ek dink dit maak eintlik heeltemal sin. Maar wat veral vir my treffend was dat daar sekere groepe is wat baie harder geraak is. En wat ons gesien het is dat dit was hoofsaaklik vroue, mense wat in landelike gebiede woon, persone wat deeltyds gewerk het of vir hulle self gewerk het en jy het nou ook daarna verwys, en dan ook werklose persone en persone in lae inkomste huishoudings. Wat ons gesien het is dat hulle moes baie keer hulle spaargeld gebruik, die bietjie as hulle gehad het, om hulle daardeur te trek, of wat in meer gevalle gebeur het, is dat mense het eenvoudig ekstra skuld aangegaan om in daardie tyd aan die lewe te bly. So, Jaco, die groot ding wat ek daar uit geleer het, en ons het dit ook gesien met besighede, is dat die mense wat 'n noodfonds gehad het, daardie buffer, besighede wat 'n bietjie van 'n kontant buffer gehad het, was nie so diep in die moeilikheid gewees as mense wat dit nie gehad het nie. So prof, wat ons eintlik vir mekaar wil sê is, ons moet so 'n bietjie gesels oor hoe maak ons om daai buffer bymekaar te maak. So Definitief, en Jaco, natuurlik, vir die luisteraars, ons het 'n luisteraarsvraag, of 'n kykersvraag, en dit gaan ons 'n bietjie later met julle deel, en dit sluit presies hierby aan. prof, maar jy het gesê party mense moes bietjie skuld aangaan om eintlik maar in die moeilikheid te kom. Maar jy geweet my skuld is soos my skoonma. Ja, ek is te bang om vir jou te vra hoekom. Ek probeer dit ignoreer, prof, maar dit kom elke maand terug met rente. Ai, Jaco, ek hoop nie Sy jou luister. vrou luister nie. My vrou, ek dink nie sy sal dit aan haarself doen nie. Ja, my skoonma kan ongelukkig nie luister nie. Sy is nie meer met ons nie, so ek kan sulke goed sê. Jaco, Ek maar was baie lief vir haar en sy vir my, so het sy gesê. so het jy ook gesê. Ja. Jaco, maar ek het ook gehoor jy het op 'n stadium toe vir jou baas gevra vir 'n bonus, en toe het hy vir jou so 'n baie reguit antwoord teruggegee. Ja, prof, ons baas hou ons van reguit antwoorde gee, so hy het gesê ek het klaar bonus, ek kan môre terugkom werk toe. So. Dis vervoorreg. Ja. So prof, ek dink ons moet kom ons kom by die vraag uit. Ja, kom ons speel gou die luisteraar se vraag en dan sal ons dit so 'n bietjie ontleed en uitmekaar uittrek. Hello, Jaco and Prof. Thank you for a very insightful podcast, and I personally enjoy the way that you present it. In terms of my question today, I'm reasonably financially literate, but it is sort of a debate that we like to have around the fire. So I would appreciate your insights into this question. So the background is I'm employed, 42 years old, and I'm married out of community of property, and unfortunately do not have children. But
Yeah, so my question then is, now and again I have some discretionary funds, say a 13th check or performance bonus or so. And what I was wondering, what is your feeling about um, putting that money into your home loan account and paying that off sooner, or investing it in a retirement annuity? Because tax is always an issue since I'm employed in the higher category of tax. And yeah, so my home loan, there's about 10 years left, about 550,000 rand outstanding, interest rate 10, prime minus 0.5%. And then, yeah, so um, I think there's a lot of other issues to consider, but those are basically my two options. The retirement annuity for getting the tax back, and the home loan for paying it off, but also have the money accessible in a flexi reserve account. So yeah, thank you for your feedback. Jaco, ja, Dis 'n mond vol. So ek dink ons moet net so 'n bietjie dit is 'n mond vol, maar ek wil nou net vir jou sê voordat jy wegtrek, want ek sien jy sit hier op aandag. Ek wil eintlik so 'n stappie teruggaan voor die luisteraar se eintlike vraag. Ja, maar jy wil nou ernstig al klaar raak. Ek wil nie ernstig raak nie. Ek wou net gesê hierdie persoon wat ons die boodskap gestuur het is baie gelukkig as ons hy kry aan 'n bonus. So hy het net werk toe te gaan nie. So okay, nou kan jy ernstig En raak. hy staan op die hoër belastingskaal. Ja, nee, alles wat goed is en hy skuld nie so baie mee op sy huis nie, so baie positiewe dinge vir hierdie luisteraar. Jaco, om aan te sluit by wat ons in die begin gesê het en dan eintlik so as 'n inleiding tot die luisteraar se vraag. Hy praat nou van moet hy in sy huislening spaar en jy gaan hopelik nou vir ons verduidelik wat dit beteken. Moet hy dit dalk in 'n uitreaniteit sit, maar ek wil so 'n stappie teruggaan en ek wil eintlik begin deur te sê ek dink die eerste ding wat 'n mens vir jouself moet afvra is hoekom wil ek spaar? Waarvoor wil ek spaar? Wat is die rede waarom ek wil spaar? En ons wil eintlik vir die kykers sê vir ons gaan spaar nie, jy moet nie net spaar ter wille van spaar nie. Daar moet 'n rede wees, daar moet 'n doel wees waarvoor jy spaar. Anders ek meen ons sê altyd jy moet jou geld geniet. Ons wil hê jy moet jou geld geniet. En een van die dinge is as jy finansiëel vry is, onafhanklik is en kan amper sê dit kan die rede wees hoekom jy spaar, maar dit is nog nie spesifiek genoeg nie. Om op te gaar is nie 'n goeie rede om Ja. om te spaar nie. Party mense mag dalk so dink. Party mense mag so dink. Ek onthou iemand het eendag vir my gesê, hulle het vir 'n baie vooraanstaande persoon gevra, nou hoeveel geld is genoeg? En toe sê die persoon, nee, net nog so 'n bietjie meer. Ja, en dis die probleem, as daar nie 'n doelwit is nie, dan gaan ons net op. Jaco, daar is eintlik, en ek en jy het nou al baie daaroor gepraat, daar's 3 groot redes waarom 'n mens behoort te spaar. Die eerste een is om voorsiening te maak vir onvoorsiene gebeure. En dis nou tipies wat ons in die COVID-tyd gesien het. Wat jy ewe skielik dalk nie inkomste het nie, of dalk selfs ekstra uitgawes het, 'n motor wat breek, 'n TV-stel by die huis wat breek. Ek weet nie of 'n TV-stel wat breek 'n onvoorsiene uitgawe. Dis 'n onvoorsien, maar dit is Dit is onvoorsien, ja. Dis onvoorsien, maar dit is nie so noodsaaklik om dit te vervang nie. Nee, maar maar dalk 'n ek geyser weet- wat bars of 'n Ja, maar ek weet daar's luisteraars wat kyk vir wie die rugby weet nevens noodsaaklik is. Ja, maar dis hoekom mens vriende het. Party mense vriende het. Ek gaan nie by jou kan rugby Jy kyk. gaan nie by my kom rugby kyk nie. Dis vir daai vriende van my O. wat ek nou maar hierdie raad gee. Okay. So Jaco, dan die tweede ding is mens kan spaar vir 'n baie spesifieke doelwit. Nou dit kan die een groot spesifieke doelwit waarvoor jy kan spaar is aftrede. Ja, en wat belangrik is vir die kykers om te hoor is aftrede is nie 'n doel op sy eie nie. Dit is 'n spesifieke doel. In ons kategorie van spesifieke doele of doelwitte is aftrede een, maar daar is ook kan ander goed ook wees. So ons het al gepraat in die verlede, ek beplan om ergens op 'n oorseese reis te gaan en dit kos 'n paar rand. So dis 'n spesifieke ding waarvoor ek spaar. Mense wat geld wegsit vir hulle kinders vir universiteit, dis 'n spesifieke doel. So al daai goed val in daai een kategorie. Ja, en jy weet ons sê ook altyd dat ons glo daarin dat jy moet jou motors kontant koop en dis 'n spesifieke doel waarvoor jy kan spaar. So om dan saam te vat, ek sou dus eintlik En dan die derde een, prof. die derde een. Dis ek weet dit is moeilik om tot by 3 te tel, prof. Ek weet 2 is ver genoeg, Maar maar ek is daar's bly jy 3. kon dit regkry. Dankie. Die derde een is wanneer 'n geleentheid oor jou pad kom, sodat jy daardie geleentheid kan gebruik. Partykeer kry mense een keer in jou lewe
'n geleentheid wat oor jou pad kom, dalk om 'n eiendom teen 'n billike prys te koop of 'n besigheid te begin. En as jy 'n bietjie spaargeld het, dan het jy geld beskikbaar om daardie geleentheid te benut. Okay, prof, nou het ons gesê wat is die redes vir spaar, en as ons nou na die vraag van die luisteraar wat ons het eintlik gesê, okay, maar hy wil nou spaar. So ek dink die antwoord eerstens is, die vraag is waarvoor wil hy spaar? Want as jy die geld in jou verband sit, gaan dit vir 'n ander doel wees as wat hy die geld in sy uitreaniteit sit, want in 'n uitreaniteit spaar jy vir aftrede. Dit is eintlik waarop dit deurkom. En so my siening is, as jy reeds genoeg wegsit vir aftrede, dan wil ek amper sê, moet jy jouself vra, wil jy regtig, is dit nodig om nog geld in te sit in jou uitreaniteit? Ek dink die ander kant, en daarmee stem ons ook saam, is dat ons siening is, jy wil waarskynlik na aftrede dieselfde lewenskwaliteit handhaaf as wat jy gehandhaaf het voor aftrede. So ons siening in 'n mate is, enige ekstra geld wat ons kry, net soos ons 15% glo jy behoort te spaar vir aftrede, moet jy enige ander inkomste 15% vat en wegsit vir aftrede. Ja, sodat jy daai inkomste ook kan vervang na aftrede. So, maar Jaco, so die eerste ding is, kyker, het jy al 'n noodfonds? En ek is nou besig om 'n boek van Dave Ramsey te lees, en hy praat daarin oor sy baby steps, en die eerste stappie wat hy sê vir mense, as jy nou regtig wil, ek wil amper sê, eintlik maar uitkom waarby ek en jy so meer geld kan geniet, is jy moet 'n klein noodfonds hê, van, as ons dit in randterme gebruik, so tussen 10 en 20.000 rand, moet jy daar een kant hê, so dit behoort jou eerste stap te wees. So, kyker, as jy nou nog nie 'n 20.000 rand noodfonds het nie, sit dan eerste daardie gedeelte weg, sodat jy dit het. So as jy 'n bonus kry, is die vraag nie, waar gaan ek dit spaar nie? Die vraag is, het jy kan 'n noodfonds? As jy nog geen noodfonds het nie, hier is nou die ideale geleentheid om geld weg te sit in daai noodfonds. Absoluut. En, Jaco, dan kan jy later, of dan behoort jy eers jou skuld af te betaal. Die luisteraar het gesê, vir kyker het gesê, hy het nie regtig meer ander skuld nie. Ja, hy het net sy huisskuld, so as ons sê skuld afbetaal, is dit skuld uitgesluit jou huisskuld. Ja, en dan sê Dave, die derde stap behoort te wees, dan om vir jou 'n volledige noodfonds te bou, en ons het al daaroor gepraat, dat dit so tussen 3 en 6 maande se lewenskoste, en ons het ook al gesê, dat dit sal baie afhang van waar jy werk. Jy het nou daarna verwys, as jy by 'n groot maatskappy werk, of in die staatsdiens is, dan is die kans dat wanneer iets soos die pandemie gebeur, jy nie jou salaris gaan kry nie, baie kleiner, as wat jy dalk 'n entrepreneur is wat vir jouself werk, of wat jy by 'n klein maatskappy werk, wat nie noodwendig iemand kan dra in so 'n tyd nie. En dan het jy, as jy in so 'n hoë risiko industrie of besigheid is waar jy werk, het jy dalk nader aan 6 maande nodig, as wat ons dalk het. Okay, prof, so ons het nou so 'n bietjie gesels oor hoekom ons moet spaar. So dis ek wil amper sê, die eerste gedeelte van die luisteraar se vraag is, hy het eintlik nou klaar sy vraag gevra, maar ons het dis die stappie terug. Ja. Nou kan ons weer aansluit by waar ons, so dis die rede, die motivering vir die spaar. Kom ons praat oor nou, waar kan ek spaar? Wat is my opsies? Waar kan ek die geld wegsit? En daar is ook maar net regtig soveel opsies. Daar is eintlik, so kom ons sê, ons begin eers by, hy wil dalk nog vir 'n noodfonds spaar, hy wil spaar vir iets wat kan breek, ensovoorts. Jaco, kom ons gesels dan oor een van die opsies wat hy genoem het, was sy huisverband. Hoe werk dit? Hoe op aarde spaar ek in my verband? Prof, ek is 'n baie groot ondersteuner van spaar in jou huisverband. So as jy enige skuld het, wat jy doen is, enige ekstra geld wat jy het, betaal jy net ekstra in jou verband in. Wat net belangrik is, jy moet net vooraf met die bank reël dat jy in Engels is die flexie reserve, in Afrikaans sê ek maar flexie of aanpasbare fasiliteit. Wat dit net beteken is, daai geld wat jy ekstra dan in jou verband insit, is dan beskikbaar om gebruik te word. So jy kan weer toegang kry. Jy het toegang tot die geld. So is nie weg nie. So hoe werk dit dan? Jy sit die geld ekstra daarin. Alhoewel jy toegang het tot daai geld, is jou uitstaande skuld minder. En omdat jy uitstaande skuld minder is, kom ons werk om op somme. Kom ons sê hy het gesê hy skuld 500.000. Hy skuld 500.000, so teen 10% rente 50.000 'n jaar. Maar nou, kom ons sê sy bonus is 100.000. Hy's baie gelukkig. Hy sit nou 100.000 daarin, 400.000 skuld hy nou.
So hy daai 100 000 is nog steeds beskikbaar, maar sy rente word net bereken op die 400 000. So hy gaan vir die jaar nie 50 000 rente betaal nie, maar net 40 000 rente. So jy het eintlik die rente wat jy spaar is jou opbrengs. Ek kan nou net sê dit en die ek wil amper sê die goeie gedeelte daarvan of twee goed wat vir my daarvan uitstaan, Jaco. Nommer 1 is as ek skuld het, is my rentekoers gewoonlik hoër as wanneer ek 'n kontant belegging het. Ja, Want ek meen dis hoe banke geld maak. Hulle neem mense wat beleggings maak, betaal hulle 'n rentekoers en leen dit uit teen 'n hoë rentekoers. ja, so in sy geval spaar hy, kom ons werk op hy het nou die rentekoers daar gesê, maar ek gaan nou nie met desimale werk nie, 10% is naby genoeg. Hy spaar die 10%. As hy die geld in 'n geldmarkfonds of so iets belegging sal waarskynlik 6-7% as hy gelukkig is gekry het. Dis die een kant. Die ander kant is omdat daai geld is rente is wat jy spaar, betaal jy ook nie belasting daarop nie. So dis 'n belastingvrye, ek wil sê opbrengs, maar ek sê die opbrengs in aanhalingstekens, want die geld wat jy spaar is die opbrengs en jy gaan nie getax Maar Jaco, dit maak eintlik dat jou opbrengs verdubbel na belasting, want kom ons sê nou maar jy het 8% gekry op jou geldmarkbelegging en jy betaal 25% belasting, so dan kry jy eintlik net 6% in jou sak. En nou kan jy 10% na belasting kry deur die geld in die verband te gesit het. Okay, so dis hoe dit werk. Die enigste risiko daaraan is, en nou is dit weer terug by die rede hoekom ek spaar, is nou is daai geld beskikbaar, so dis great as daar 'n noodgeval is. Ons het gepraat van as dit is die doel waarvoor jy spaar, of dit kan vir iets anders te wees, maar die risiko is net as daar nou iets anders is en jy besluit, hier's nou 'n lekker vakansie, ek het nie beplan om dit te doen nie, maar daar is nou 'n paar randjies beskikbaar in my verband, dan is die risiko dat jy die geld kan vat en dan jy die geld gespaar vir, dan was dit die doel. En dis nie vir die ander doel Ja, nie. en Jaco, ons verstaan, partykeer kan daai geld nogal baie hard met jou praat. Die geleenthede pop sommer net op waar jy dit kan spandeer. Ja. En prof, dan kom ons gaan na die ander opsie dan wat tot sy beskikking is, 'n uitreaniteit. Ons het so vinnig gepraat, die enigste rede hoekom jy sal wil spaar in 'n uitreaniteit is dit is beskikbaar vir aftrede. So kom ons praat gou oor ek kan amper sê albei kante, wat gebeur met 'n uitreaniteit? Die uitreaniteit, daai geld is eers beskikbaar na 55, so ja, ons weet met die 2-potstelsel kan jy tot 'n gedeelte nou al toegang kry, maar dis baie nadelig vir jou. Dis amper die teenoorgestelde as die belastingvoordeel wat jy kry wat ons nou oor gaan praat. Ja, so die eers beskikbaar vanaf 55, die voordeel daarvan wil ek amper sê is daar's 'n belastingaftrekking en hy het dit ook genoem in sy vraag. Die grootste voordeel is jy kry 'n belastingaftrekking nou. Die ander kant van die muntstuk wat ek altyd net vir mense sê is, ja, jy kry die belastingaftrekking nou, maar die dag as jy pensioen trek uit daai uitreaniteit is, word dit weer belas. So die ontvanger slaap nie, hy stel dit net uit. Maar Jaco, ons het al in die verlede die sommetjies gedoen om te kyk, maar is dit die moeite werd? En die realiteit is dat na aftrede verdien jy gewoonlik minder geld. Jy het daarom hooplik ook minder uitgawes. So jy gaan waarskynlik op 'n laer koers belas word na aftrede. En as ek reg kan onthou, het ons somme daardie tyd gesê dat hierdie belastingvoordeel wat jy het om dit te kan aftrek op 'n hoër koers, gee vir jou omtrent 'n ekstra 2% opbrengs per jaar by vir die tyd wat jy in hierdie uitreaniteit belê. Okay, prof, ons het nou baie gepraat. Is daar nog iets wat ons moet sê, wil sê? Is daar nog iets wat jy wil sê? Ek dink ons moet net sê, Jaco, wat is die belastingaftrekking op die uitreaniteit? Vra jy my of sê, gaan jy my nou sê? Ek dink nie jy weet nie, want Nee, jy was nog nooit goed met belasting. Nee, ek betaal dit maar net, dis al. So, jy kan jaarliks tot 'n uitreaniteit en pensioenfondse 27,5% van jou belasbare inkomste bydra. En dit word beperk in totaliteit tot R350 000. So, wat dit beteken is, as jy, kom ons sê, 'n R100 000 inkomste het, en jy R20 000 bygedra tot jou uitreaniteit, dan word daardie 20 000 afgetrek van jou R100 000 inkomste af. So dit gee vir jou hoeveel, Jaco? 80 000, ek kan daai som doen. So jy gaan net belasting betaal op R80 000. Daardie R20 000 wat jy bygedra tot jou uitreaniteit verminder jou belasbare inkomste en dis eintlik jou belasting. Okay, so en eintlik effektiewelik daai 20 000 wat jy betaal het teen jou marginale koers, ons luisteraar het gesê hy's teen die hoër koers, so kom ons sê 40%, so effektiewelik gaan jy 20 000 maal 40% eintlik terugkry nou in jou sak.
Absoluut. Dis wat, of minder belasting betaal. Minder belasting betaal en dit maak 'n groot verskil. En dan die ander belangrike ding net wat ons baie keer uit die oog verloor is, dat jou opbrengste op hierdie stadium nog binne in die uitreaniteit is ook belastingvry. So al jou rente, al jou dividende, al jou kapitaalgroei wat jy binne in daardie uitreaniteit verdien, betaal jy nie belasting op nie. Ja. En dit maak dat hy baie vinniger kan groei as dalk 'n belegging in jou eie naam. Okay, so vir ons luisteraar, ek dink ons moet begin saamvat, prof. Bepaal waarvoor wil jy spaar? Wat is jou doel? Wat is jou motivering? As jou aftredebeplanning in orde is my gevoel, en jy wil dieselfde lewensstandaard handhaaf na aftrede as nou, vat 15% van jou bonus en sit dit in jou uitreaniteit. Kom in die gewoonte om altyd 15% van ekstra inkomste in die uitreaniteit te sit, en dan enigiets anderste wat jy wil wegsit vir 'n spesifieke doel, sit dit in jou verband, spaar die rente, jy gaan nie belasting daar betaal nie, en daai geld is beskikbaar, en dan is dit beskikbaar vir 'n noodfonds wat ons gepraat het van, daai geld is beskikbaar as daar een of ander geleentheid oor jou pad kom, is dit daar, en jy het dit. Jaco, jy het dit pragtig saamgevat. Prof, het jy traan in jou oë gekry? Ek het omtrent. So, kom ons raak gou net om af te sluit, 'n bietjie prakties. En ons sluit nou verskriklik lank af, as nou afsluit. Ons kom so 2 keer in. Ja, nee. Jaco, hierdie wat ons nou net oor gepraat het, hoe pas jy dit toe in jou finansies? En wat beteken dit vir jou? Spaar jy in jou verband? Wat spaar jy in jou verband? Hoe werk jy met jou uitreaniteit? Jy het dalk al so daaraan gepraat, maar vat dit dalk net vir ons saam. Ek het dit nou net gesê, prof, so ek sal nou maar weer sê, jy het nie geluister nie, ek is seker die kykers sou geluister het, so hulle gaan aan die slaap raak. So, my siening is, ek is mal daaroor om te spaar in my verband. My voordeel in 'n mate is, ek sien al my geld wat ek in my verband weggesit het, as ek raak nie weer aan nie. Dit is daar, my verband word vinniger afbetaal, ek spaar die rente, en as ek enige addisionele inkomste kry, 15% daarvan sit ek in 'n uitreaniteit, want ek voel ek wil dieselfde lewensstandaard handhaaf na aftrede as voor aftrede. Ja, in my geval ook, Jaco, ek presies soos jy, ek sit 15% van my ekstra inkomste weg in my uitreaniteit, en dan spaar ek bietjie anders as jy vir spesifieke goed in my verband, om toerusting by die huis te vervang, die vervanging van my motor, en so kan 'n mens, ek wil amper sê, vir jou 'n lekker nes eiertjie opbou. Okay, dit is 'n super slim som vir hierdie episode. Ons het 'n super slim som. Jaco, en jy het hom vir ons uitgedink. Het ek hom uitgedink? Jy het hom uitgedink. Okay. Prof, as jy, soos ons nou met die boere praat, dit is gevaarlike terrein hierdie. So as jy 'n mielieland het, en jy kry 'n opbrengs, kan jy nou al jou mielies gaan verkoop, dan het jy baie geld in die hand, maar jy kan ook van die saad van die mielies nie verkoop, en ek wil nou nie tegnies raak nie. Ek weet met mielies oor al die kontrakte en die goed wat nie kan voortplant nie, en al ja, daai. met koring kan mens dit doen. Dis my swaar boer. So met koring kan jy eintlik kom ons praat koring. Ons praat maar koring om veilig te wees. Ja, so met koring kan jy of besluit jy gaan al die saad verkoop, jou opbrengs verkoop, of jy kan eintlik van daai saad hou en die volgende seisoen weer plant. So dis wat ons eintlik vir hier so probeer sê. Jy kan al die geld wegsit in jou uitreaniteit, jy het nie nou en dit gee vir jou later inkomste, of jy kan van dit nou gebruik, jy sit dit in jou verband en is beskikbaar, en ons wil amper sê, kry 'n balans tussen die twee. Daar's hy. So, Jaco, op daardie balanserende noot, soos net rekenmeesters kan, kyker, baie dankie vir jou vraag. Dit was nou 'n lekker een om oor te gesels, en ons hoop dat hierdie advies, want ons gee nie advies nie, hierdie raad, hierdie menings wat ons gegee het, gaan jou help om jou geld sommer baie meer te geniet. Ja, 'n lekker dag. Totsiens. Totsiens.